Die misleiding in die Christendom, deel 1. Hoekom sê ek dat die Christendom mislei is? Baie Christene dink ons is van die pad af en is mislei, en baie noem ons Satan aanbidders, selfs ook ons eie familie. Maar ons gebruik presies dieselfde Bybel wat elke Christen gebruik. En ons gebruik die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament en verwerp nie enige boek in die Bybel nie. Wat ek wel verwerp is die valse leringe van die valse herders en verag hulle tempels. In die videoreeks gaan ek u uitwys hoekom ek so glo en hoekom sê ek dat die Christendom mislei is. Jesus sê dat daar baie valse profete gaan wees. Ons lees in Matteus 24 vers 11. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Wil jy Vader in gees en waarheid aanbid, of Vader in die leuen aanbid? Daar is baie verskillende geloofsgroepe vandag, en miljoene mense gebruik dieselfde Bybel as riglyn. En met die gebeure in die wêreld en in ons land, begin mense sien, dat die eindtyd naby is. En mense wil hulle bekeer, en hulle stroom kerke toe, of hulle loop verwonderd agter Angus Buchan aan, want hulle is op soek na die waarheid. Want hulle het 'n honger en hulle het 'n dors vir die geregtigheid van Vader se woord. Dit laat my dink aan die profesie van Amos, in Amos 8 vers 11. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek honger in die land, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van die see tot see, en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek. Maar hulle sal dit nie vind nie. Ek sal later verduidelik hoekom ek die Here, God ensovoorts in aanhalingstekens sit, en ook so die naam uiter. Soos ons kan sien in die profesie, is daar 'n honger vir die waarheid, maar die mense sal dit nie vind nie. Hoekom vind hulle dit nie? Want hulle volg hulle blinde herders, herders wat hulle verlei en herders wat hulle nie opsoek na die wat verlore is nie. Gaan lees gerus Jeremia 23. Ek hoop u sal die tyd afstaan om na hierdie videoreeks te kyk en dat u met 'n oop gemoed na dit sal kyk. Daar sal baie dinge wees wat jou gaan skud, wat teenstrydig is met wat jy geleer is. Ek bid dat u dit sal inneem en dat u dit sal ondersoek en die skrif as u fondasie sal beskou en nie net op jou predikant of jou voorvaders se leringe sal vashou nie. Die woord was bedek vir ons voorvaders, net soos ons kan sien in Daniël 12 vers 4. En dit word nou aan die einde aan ons geopenbaar. Ons word geoordeel deur die kennis wat ons het. En Vader, ons sien die tye van onkunde, soos ons kan sien in Handelinge 17 vers 30. In hierdie videoreeks gaan ons kyk na die verleiding in die geloofsgroep, waarvan die meerderheid van ons boervolk so vasklou, waar baie weier om daaruit weg te breek. Want my oupa het so geglo, en my pa het so geglo, en nou glo ek ook so, en niemand sal my anders te laat glo nie. Deur ons eie ek en ons hoogmoedige houding, wil ons nie van ons gemaksone geloof afstand doen nie. Want hoe durf jy om te sê dat ek die verleiding volg? Wil jy dalk van my sê, my oupa was verkeerd gewees? Die eerste stap van vergifnis is om te erken dat jy en jou voorvaders mislei was. In Nehemia se tyd het die volk teruggekeer na Vader se wet en sy feeste begin onderhou en hulle het erken dat hulle voorvaders gesondig het en hulle moes van hulle sondes van hulle voorvaders bely het. Ons lees in Nehemia 9 vers 2. En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van die uitlanders en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n 4de deel van die dag uit die wetboek van die Here, hulle God, en gedurende 'n 4de deel belydenis gedoen en die Here, hulle God, aanbid. Snaaks dat die skrifgeleerders op 'n houtverhoog gestaan het, en net soos ons kan sien in Nehemia 9 vers 4 en Nehemia 8 vers 5, en hulle het uit die wet voorgelees. Met Angus Buchan se byeenkoms kopie hy die gedeelte en staan ook op 'n houtverhoog wat spesiaal vir sy geleentheid gemaak is. En hy lees ook nie eens uit Vader se wet
dat die mense hulle moet terugkeer na Vader se wet en sy feeste en sy wet onderhou nie. Die volk word verenig met die uitlanders by daai byeenkomste en hulle word nie eers afgesonder van die nasies nie. Soos ons kan sien in Nehemia. Hy sê net, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Dan sal alles nou gedoen wees. Jy hoef nou nie eers meer te worry nie, want jy is gered. Jy kan nou steeds Saterdag syp en Sondag met 'n babbelaars in die kerk gaan sit, want Jesus het nou alles vir jou gedoen. Sit agteroor en soos hulle sê, enjoy the ride. En so word die mense nie gevoed met die waarheid nie, en hulle vind nie die geregtigheid nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En die predikante stop net by die koninkryk, en hulle los die geregtigheid uit. Ja, Yeshua of Jesus is die koning, en ons moet hom soek. En baie het hom nou al gevind. Maar gelyk aanstaande aan ons verlosser is die geregtigheid. As ons nie die geregtigheid doen nie, ken ons nie die koning nie, en hy ken ons ook nie. Ons lees in Matteus 7 vers 23 die volgende. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nog nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die persoon ken nie Vader se geregtigheid nie, want sy herder waarop hy vertrou het hom nie onderrig in Vader se geregtigheid nie. Omdat die herder bestem is om die dowes en die blindes te lei. In die videoreeks wil ek u uitwys die verleiding waar ons is en waaraan ons vashou. Dat die skrif dit verbied en ons daarteen waarsku. Ons wil die waarheid aanbid en ons wil nie die leuen aanbid nie. Ons wil Vader dien met ons hele hart en met ons hele siel en ons afsny van die afgode. Vader is 'n jaloerse God en wil nie sy eer met 'n ander deel nie. Ons gaan sien in die reeks dat die geloof wat ons elke Sondag geleer word, besoedel is met die afgode en dat ons die vyand se verdraaide geloof aangeneem het en dit aanvaar het. Kom ek gebruik gou die as voorbeeld vir u, om dit aan u te illustreer. Kom ons sê nou die ANC word gesien as die vyand van die boervolk. En die boervolk is die opregtes wat wandel in Vader se weë. En soos ons gewoond was om elke Sondag kerk toe te gaan, ons tempel waar ons die mooiste ou kerktoring met die hoender aan boop, en daar het ons die Here aanbid. Daar het ons kindertjies gedoop. Elke goeie Vrydag Easter eggs weggesteek vir die kindertjies, dat hulle dit moet soek, en op Kersdag Jesus se geboortedag gevier, en ons was vrolik geweest. Maar toe, in 1994, kom daar 'n oorlog en die ANC van die land oor met geweld. Ons mooi ou kerkgebou met sy mooi toring word tot die grond toe afgevat. Hulle verbied ons dat ons kinders moet doop, en hulle maak ons kinders dood, en so ook die predikante en die ouers wat hulle kinders gedoop het. So word ons verbied om Sondag kerk toe te gaan, en ons moet nou op 'n Maandag kerk toe gaan. En so ook die naam van die Here verander hulle, en ons moet nou sê, ons moet nou in die naam van Shaka aanbid, want dit is hulle voorvader gees. So verbied hulle ons om Goeie Vrydag en Kersfees te vier, en hulle bring hulle eie feeste in, om hulle voorvadergeeste te vereer. En as jy nie hulle geloof wil aanvaar nie, word jy voor die voet doodgemaak. As ek die aan 'n Christen vertel en vra of hy of sy hul geloof sal aanvaar, of sal hulle sterf vir hulle geloof, sê hulle altyd, ja, ek sal sterf vir my geloof, en ek sal weier om hulle geloof te aanvaar. Sal jy sterf vir jou geloof? Of sal jy nou hulle voorvadergeeste aanbid en hulle geloof aanneem? Ek glo die antwoord sal ook wees nee, jy sal nie. Ek sal ook nie hulle geloof aanvaar nie, en ek sal ook nie vasklou, en ek sal eerder sterf vir my geloof wat ek nou geglo het. Ons sal sien in hierdie videoreeks en alles uitwys van die verleiding en sien, hoe het ons die verleiding aangeneem in plaas van die waarheid, en hoe ons geloof besoedel het
met die afgode. Ons moet een ding besef, en dit is dat die wêreld nie ons wêreld is nie. En dat ons nie die gebruike van die goddelose wêreld nie moet aanneem nie, of aanhang om 'n vriend van die wêreld te wees nie. Want dan kan ons nie 'n vriend van Vader wees nie. Ek sluit nou deel 1 af. In deel 2 gaan ons na die modus operandi van die vyand kyk, en waarteen hy gaan wees, en hoe suksesvol hy was in die uitvoering van sy plan, en hoe hy die heerskappy gekry het. Hiermee sluit ek video 1 af, en ek wil net sê, dat die video's wat deur Postbox Ministries gedoen is, geen kopiereg op het nie. Dit is ook beskikbaar op YouTube, sowel as op WhatsApp. Ons het ook stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons gerus daar ook. Ek hoop en vertrou dat u hierdie videoreeks sal kyk met 'n oop gemoed, en die inligting hier vir u self sal ondersoek, om te kyk of dit wel die waarheid is. Soos Yeshua sê, of Jesus sê, soek en u sal vind. Geseënde dag.